Alei Ja, Brand. ja. Welkom op die Oorsee YouTube channel, podcast, vlog of wat ook al mense dit noem. Ek raak self so confused met alles. En ek wil hê jy moet weet, jy is so te sê my laaste onderhoud vir 2025. Okay, Ek doen een Kaku video saam met Bobby van Jaarsveld volgende week, okay, maar dit tel nie. Hierdie is die goud. Verstaan? okay, Hierdie is wat mense kom om te sien. Hierdie okay. is wat op die ouend sy way gaan maak na Spotify toe, na Apple Podcast toe en ek moet sê ek is baie excited want ek het hierdie pyn hier agter in my nek en ek sukkel nou al hoe lank om 'n afspraak te kry en is nie elke dag wat ek 'n free doktersondersoek kan kry nie. So jy het nog geval daarvoor en jy het nou op die channel gekom en ja, jy moet maar nou vir my medical advice gee. So, Okay. wat staan jy nodig en stel jouself voor aan die Oorsee audience. Okay, ek is Alei Brand. Ek is al van Maart 2019 in Australië. My agtergrond, ek kom van 'n plaas aan die Weskus, in die Sandveld en het laerskool in Velddriffie, local vissersdorpie, skool gegaan en was in hoërskool in Bloemhof in Stellenbosch. En mediese swat in die Kaap, Universiteit van Stellenbosch en toe my internskap in die Kaap gedoen by Tygerberg Hospitaal en toe 'n jaar in die militêr in Port Elizabeth gewerk. En toe was ek baie gatvol vir medies. En ek wou eintlik iets anders doen. Ek is 'n baie aktiewe atleet, baie entoesiastiese atleet en baie kompeterend en ek het omtrent die helfte van my mediese loopbaan gedreig ek gaan opskop in fisioterapie squat, maar ek was bang vir my pa. So ek het maar klaar gemaak. En ja, so toe ek op die eind gehoor van die bote en dit het vir my nogals baie aanloklik geklink. Ek is baie lief vir kultuur en tale en Ja. mense. En toe het ek op die boot gewerk vir 5,5 jaar. En dit was ongelooflik. Ek het 78 lande gesien. Die wêreld vol reg rondom al wat ek nie was in die North West Passage. En dit was my keuse. Ek het 'n offer gehad om dit te doen en ek het gesê nee, dankie, want ek is nie lus om vir 2 weke op 'n boot te sit nie. So verder was ek die Atlantiese Oseaan, die Stille Oseaan, Antarktika, rondom Suid-Amerika, deur die Panama Kanaal, Europa, Suidoos-Asië, oral. So en ons was in Perth met die boot en 'n vriend van my, Jono, bly in Perth en hy het my kom haal en ons het 'n bietjie gesels en hy sê vir my, wat het van jou plan geword om Australië toe te kom? Maar dit was aanvanklik 'n jaarplan om geld bymekaar te maak om te kom. En toe sê ek vir my, jy weet, ek sal op 'n stadium die eksamen skryf, toe sê hy vir my, wel, as jy dit nie nou doen nie, gaan jy dit nooit doen nie. En toe het ek so 'n bietjie met die skop onder my alie begin swat en die eksamens gedoen en aansoek gedoen vir werk hierso en 'n aanbod gekry in Tweed in Central Coast waar ek nou is. En op die eind Central Coast te gekom en dis waar ek nou nog steeds is. Ja. So dis in New South Wales. Ja. Dis. Jo, okay. Daar's baie info. So eerstens, ek het ook lank, nie sê in die Weskus gebly nie, maar in 'n dorpie met naam Bitterfontein. En Ek weet van Bitterfontein. ja. My ma is van Calvinia. Yes, so my pa. Ja. So jy kan nou as jy nou jou ma bel en vra of sy destyds vir Johan Pfeiffer geken het, sal sy sê ja, hy het op die handlyn sentrale gewerk. Want my pa het vir Telkom gewerk en hulle het die lyne deurgesit van die dorp af na die plaas toe en van die plaas af Kaap toe, wat ook al. So dit was sy Okay. werk. Okay. My oupa was die skoolhoof in Calvinia, Jacobus van Eden. Sien, so daar gaan baie mense wees wat ons het mutual friends. Ja. En ons het toe maar ek was soos 'n barbecue wat ek al en toe op die eind van die dag in Bitterfontein opgeëindig en nuwe skool gegaan en toe van Reinsdorp. Maar ons het baie ons vakansies was Weskus vakansies. Ons het by 'n pikkie se houthuis, so groot hout shed of wat ook al wat langs die see was naby die diamantvelde het ons elke jaar gaan bly. Want my pa die boer geken wie dit behoort het en my pa was ook vriende met al die diamant eienaars of die Okay. wat die plotte geran het. Okay.
baie keer sommer daar gaan kamp waar tussen hulle waar hulle die diamante en so bymekaar maak. Maar ja, ons het op die ou end van die dag toe trek ons maar Kaap toe en ja, toe moes die werk aan die gang kom en so, maar jy het iets onder genoem dat jy's baie lief vir kulture, verskillende kulture. En ek het nooit kyk as 'n plattelander en op die einde om die Kaap te werk, ontmoet jy altyd net twee kulture. Hulle is Afrikaans of Engels. En een ding wat jy vinnig uitvind is dat die wat Afrikaans is hou nie van die wat Engels is nie. Toe gaan ons Engeland toe en toe kry ek my heel eerste werk daar was soos om 'n tegnikus in 'n klein selfoonwinkel. Toe en ek moet sê daar ontmoet jy allerlei kulture want Engeland is verskriklik divers in terme Britte, Spanjaarde, Italianers, Suid-Afrikaners en dit is ongelooflik om al die tipe mense te ontmoet en te besef dat ons is so in 'n bubble in Suid-Afrika en dit jy ontmoet nie jy sien nie baie verskillende kulture nie, jy doen net. En ek moet sê dit was half die keer vir my ignorance is om in daai environment te werk, maar toe is nou Australië toe kom weer eens bietjie anders, maar weer eens baie verskillende kulture. Maar jy het 'n job offer gekry as 'n dokter in Wales. So vertel my meer, hoe is die aanvraag vir dokters van Suid-Afrika af en hoe moeilik was dit vir jou om oor te kom? Ja, so ongelukkig word ons graad nie meer geakkrediteer internasionaal nie. So daar's nogal tamelik baie red tape en eksamens betrokke as jy nie 'n spesialis is nie. Maar niettenstaande Suid-Afrikaanse dokters is gesog in Australië. Ons is bekend daarvoor dat ons hardwerkend is en goeie opleiding het. Oor die algemeen baie goeie skills het. So omdat ons in die diepkant ingegooi word in Suid-Afrika, en jy weet mense kan intubeer en jy babas verlos ensovoorts. Baie goed wat studente en selfs jy weet jong dokters in Australië nooit aan blootgestel word nie. As ek dink wat ons by Teggewerk gedoen het as 'n intern, weet baie spesialiste het nog nie so baie pasiënte geïntubeer soos ek. En jy weet dit is nou van neonate tot volwassenes en jy weet limbale punkture gedoen en jy weet aan trauma blootgestel. Die bote wat het jy weet nog meer blootstelling gegee om jy weet in onafhanklik jy weet 'n pasiënte te sonder jy weet spesialis hulp pasiënte te behandel, maar ek dink Suid-Afrika is 'n baie goeie milieu vir mediese opleiding. As jy net die eksamens so die een hetjie wat moeilik is vir Suid-Afrikaners is die aanvanklike eksamen is rekenaar gebaseer. Jy kan dit by 'n Pearson venue doen. Nou ek is nie seker of daar nou al een in Suid-Afrika is nie. Maar ek het myne in Amerika gedoen en ek dink van wat ek weet van die wat Suid-Afrika toe gekom het wel moes Londen toe vlieg om die eksamen te doen. Nou ek het 12 rumors gehoor dat daar in die Kaap of in Suid-Afrika nou 'n venue is wat jy dit kan doen. Want dit is Pearson, so dis internasionaal. Is dit die Engelse toets? Nee, dit is 'n mediese eksamen. Dit is 'n 3,5 uur mediese eksamen. En ek het die fout gemaak. Hulle het gesê daar's boeke wat jy moet koop en dan swat jy die boeke en dan word al die vrae uit die boek uitgevra. Nou ek het die boek 2 keer jy weet kon hom vir jou recite die antwoorde. En want hulle dis eintlik snaaks, hulle wil die antwoord moet op die vlak van 'n intern wees, so postgraduate year 1 in Australië. Nou baie dokters wat die eksamen doen is baie meer gevorderd as dit, so jy moet so half regress om die antwoorde te kan gee soos wat hulle dit wil hê. So ja, wat ek kan sê is as jy dink om Australië toe kom en jy wil eksamens doen, moenie luister na die raad van koop die boeke nie. Question banks is jou goud werd. Ek het op die velle van my agtersteewe deurgeskuur die eerste eksamen en ek dink myself ek kyk hoe die ander mense gedoen het. Ek sê hoekom het almal so goed gedoen? En
toe hoor ek na die tyd van die question bank en almal is soos, hoe die hel het jy deurgekom sonder om die question banks te swat? So dis is 'n online repository, is dit? Ja, so daar is jare en jare se vrae wat jy kan deurwerk en dit herhaal maar hulle self. So as jy die question banks opgeswat het, dan behoort jy okay te wees. Ja. En dan daar's 'n tweede deel. So as jy die eerste deel deurgekom het, dan kan jy aansoek doen vir provisional registration in Australië en dan kan jy kan werk hierso sonder om die deel 2 te gedoen het. Yes. So jy werk onder toesig en daar's oral plekke in Australië dis desperaat vir dokters. So hier's oral posisies. En jy kan aansoek doen om as 'n registrar soos 'n nie spesialis maar in basies meer gevorderd as 'n net 'n gewone resident of 'n intern. Ek het gekies om as 'n resident soos postgraduate year 2 hierso te begin. Al was ek postgraduate year 9 of 10, net om die stelsel te gewoon te raak en te roteer deur kardiovaskulêr en chirurgie en die rotasies wat die Medical Council in Australië verwag van jou vir die deel 2 om jou af te teken vir algemene registrasie. So dis nog een ding, jy moet ondervinding hê in ongevalle en ek dink algemene medisyne, algemene chirurgie en dan kan jy en dan moet jy nog 'n eksamen doen en dit is 'n kliniese eksamen. Yes. Die alternatief vir die kliniese eksamen is wat hulle noem die workplace-based assessment. So dit is die dokter wat dit begin het is hier aan die Central Coast, Dr. Krishnan, hy is soos jou dag. Hy het gesien dat die internasionale die dokters sukkel om die eksamen deur te kom, want dit is 'n geldmaak besigheid. Dis 'n 12% slaagsyfer. Hulle dop jy gewoonlik met een geval en dit is duur, is $3,500 gewees toe ek dit gedoen het aanvanklik. Of gedink het aan om te doen aanvanklik en toe ek daar's sekere plekke in Australië wat workplace-based assessment aanbied. Dit is soos 'n jaarprogram wat jy klomp assessments het en psigiatrie, algemene medisyne, chirurgie en daar's sekere skills wat jy moet afgeteken word en dan basies die slaagsyfer is diep in die 90%. En ek het hierso by Central Coast die workplace-based assessment gedoen en dit was baie minder stresvol en ek het in ongevalle gewerk so die skills was maklik om af te teken want jy kan in ongevalle doen jy alles. Ja, so as jy dan die part 2 afgeteken is, dan het jy algemene registrasie en dan kan jy basies jy kan locum, so bedoel jy kan as 'n onafhanklike praktisyn werk in plekke waar daar skofte beskikbaar is. Jy kan aansoek doen om te spesialiseer. Dit is nogal moeilik hier om in te kom vir goeie so chirurgie, die populêre spesialiteite, oorneus en keel, oftalmologie. Ongevalle is nog steeds een van die wat die Aussies nie eintlik wil doen nie. Want daar's baie dis harde werk, dis intens, daar's baie nagskof, lang ure, 10 uur skofte gewoonlik. Maar as ek dink ons het in Tygerberg 72 uur week gewerk. Hierso is hulle baie streng met oortyd. So jy werk 4 skofte 'n week gewoonlik. En as jy meer as dit werk en jy werk oortyd, dan word jy vir elke uur of elke minuut wat jy werk, word jy betaal. Weet dat ek glad nie aan gewoond was nie. So dis great. Jy weet die leefstyl hierso is ongelooflik en omdat Suid-Afrika se dokters so goeie skills het, soos ek sê, weet hulle, ons het hier aan die Central Coast toe ek hier gekom het, was al amper nik, jy weet, was hier en daar miskien 'n dokter wat voor my gewerk het en nou GP's is of wat ek al. Hier's heel wat GP's wat ingekom het as spesialiste. Maar weet hospitaal gebaseer is min Suid-Afrikaners en daar nou al 'n heel paar oorgekom nadat ons workforce het basies vir my gesê, jy weet, kan ek help om meer Suid-Afrikaanse dokters hier te kry, want dokters van die UK en van Suid-Afrika, jy weet, hulle het 'n naam dat hulle werk hard, jy weet, hulle is toegewyd, hulle, jy weet, is klinies goed, ja. Wel, op daai noot, ek het vroeër gepraat van recruits het hy, ek kan dalk daarmee help, in terme van
as daar werk geadverteer is in Australië, dan kan ek dit op die Recruit ZA platform sit. Maar hierdie is 'n oorsee onder dit eintlik te veel praat oor Recruit ZA nie. Maar net so om 'n vinnige opsomming is dat ek het gesien, kyk, vandat ek oorsee begin het mense my gepest daaroor. Hulle wil, hoe kan ek oorsee kom? Hoe kan ek in Australië kom? Jy het in Engeland gewoon, hoe kom ek daar? Wat doen ek? En almal het hulle het soos, hulle kan ek jou bel? En ek sê, maar hold on, ek is nie 'n immigration agent nie, 'n recruiter nie. En toe het ek 'n couple ge-interview in Victoria en hulle dieselfde wat met hulle gebeur. En toe besluit ek, okay, ek het destyds 'n jobboard gebou vir oorsee. En jobboard oorskep in sy eie aparte stelsel. En toe het ek al die recruiters gebel, soos in die ouens wat bekend is, wat goeie reviews het. Ek het met die agente hier in Australië gepraat, soos Karen Kotze, hulle Joey Barnard, Marlene Prentice, is almal wat van hulle woon na in jou valley ook. Ek het vir hulle gesê, kyk, kom almal op hierdie een platform. Ek het kompetisie met mekaar, soos in al die agente op Afrikaners is ook op my platform. So, kom op en dan wat ons doen is, ons gee vir die mense een bron van eerlikheid. Weer is mense gaan apply en hulle gee geld, jy het geld, baie van hulle verloor hulle geld. En dit is my hart, nou adviseer ek iemand verkeerd, dus ek nie maar ek kan develop, so ek sal die platform bou, dan laai ek hom vol reliable, eerlike bronne. Hulle adviseer aan die mense. So hulle kan aan die pad loop met hulle, as iemand byvoorbeeld nie die regte skills het, dan kan hulle meer werksondervinding gaan opdoen, hulle kan nog 'n diploma gaan doen, daai tipe goed. En ek het dit in Junie laas jaar gelons en nou praat ek baie te lank oor hierdie stelsel. En hy is off the rails besig. Soos dit is half 'n voltydse werk en dis stadig is baie keer op die oorsee. Wat ek kan sê van Australië is dat dokters van die UK kan nie werk sonder om enige eksamens te doen. So as hulle en so as jy algemene registrasie in die UK het, en ek dink dit is makliker om die GMC se eksamens te doen as actually Australië. So wat ek kan sê was, as ek retrospektief nou, sou ek miskien 'n jaar UK toe gegaan het, en dan net gekom het, en dan al die ander rompslomp geskiep het, as ek het geweet het. So vir die van julle wat kyk, wat sê, okay, ek is 'n dokter, ek gaan eers Engeland toe, en dan kom jy Australië toe. As jy die deel 2 wil skiep, maar jy weet, as jy bereid is om die eksamens te doen, sal ek sê, deel 1, question banks, en dan, die ander ding is, die recruitments is baie vroeg in Australië. So die campaigns begin al, jy weet voor Junie maand vir volgende jaar. So ek het my eksamens Julie gedoen, die uitslae in Augustus gekry, en toe doen ek werkaansoek en toe die hele land vol, en toe soos, okay, wel, daar's nêrens niks. Dan het hulle tweede ronde, as daar nou nie genoeg mense aansoek gedoen het vir die eerste ronde nie, en ek het gelukkig in New South Wales se tweede ronde ingekom. En dit is in Oktober. Dis baie dieselfde soos my vrou se beroep. So sy werk ook vir medical, maar ek sal nou nie haar afdeling noem op die video nie, maar sy moes ook wag vir rondes en so wat opgemaak. Sy het eers lank gewerk vir child protection en toe sy nou vir in Perth by die medical, die staat medical gaan werk. En hulle het ook sulke rondes wat oopmaak, wat hulle so recruitment doen, en dan stop hulle vir 3 maande, en dan doen hulle weer. Maar ek moet sê, daar was 'n paar goed wat uitgestaan het van dat ek moes op respond het, en nou my conversations, my hele thoughts gone. Maar ek moet sê dat so die kere wat ek hier in ongevalle was, en ek het klein kinders, so elke nou en dan slaat daar 40 grade koors, en ons is soos, okay, ons gaan die kans vat, kom ons gaan, en my seun het kry vibral convulsions, en ek het selde met 'n Australiaanse dokter gedeel in ongevalle, want soos jy gesê het, hulle weet dit nie. En ek het baie Suid-Afrikaanse dokters ontmoet, veral in Victoria, veral gevalle, en veral in... Kan ek jou 'n storie vertel? Dis jou platform. Ek het as 'n locum nou onafhanklik by die hele land vol gewerk. En Wangaratta, jy weet seker waar Wang is. Yes, Wangaratta, nou,
Ons het 'n fietsrykamp in Bright en dis naby Wangaratta en ek is so wel, miskien moet ek sommer daar so 'n paar skof te kry. Loop by kom by die hospitaal. Die direkteur van ongevalle is David Oosthuizen. En jy kan dink waarvan af kom hy. In elk geval, nou gesels ek met David, ek sê vir hom, hoorie, waarvan af kom jy in Suid-Afrika? Hy sê so, is 'n klein plekkie daarso in die Noord-Transvaal, jy sal nie weet wat dit is nie. Ek sê vir hom, al skiet met die titel. Hy sê, Ermelo. Ek sê vir hom, no way, my pa se army pel boer by Ermelo. Hy sê, wat is dit? Ek sê vir hom, Koos-Davel. Hy sê, my kinders was op Koos-Davel. Ag, ek was saam met Koos-Davel se kinders in die skool. This is crazy. Ek sê vir hom, hoorie, Koos ken sy pa, hy was die local, jy weet, prokureur in die dorp. Die wêreld is baie klein. Die wêreld is klein. En ek het hoeveel keer, ek het in Engeland byvoorbeeld, toe word ek genooi vir 'n Suid-Afrikaanse gathering. Hulle het genoem die Ossewa fees. En ek dink, dis kom daar aan en hier's 'n ou wat hier staan, hy's 'n tandarts, maar hy's baie bekend hoor. En toe ons nou in die gesels kom, toe draai dit uit dat ek was standaard 6 van hy op kos is, hy was matriek. Ek was sy sot. No, I get it. Nie jou vasstap. Maar ja, nee, hy is nie meer so groot, hy kan hom moer. Maar kom ons paak bietjie al hierdie boring gesels. Ek is nou jy is ook 'n atleet. Want jy het net van China afgekom vir fietsry. Nou dis nie elke dag wat ek byvoorbeeld met iemand chat op e-mail as hulle sê, okay, ek sal weer terugkom na jou toe. Ek gaan net vinnig China toe om 'n bietjie fiets te gaan ry. Dis ongelooflik. Vertel ons meer oor dit. Ja, so ek kom eintlik van 'n hardloop of ek het met gimnastiek begin en dis een van die redes hoekom ek Stellenbosch toe gegaan het, want die Stellenbosch se gimnastiek is baie beter as Saldanha waar ek op laerskool was. So ek het by van 'n stel gimnastiek gedoen en toe my oudste begin hardloop, dink ek is nou 8 of 9 ure dags in die gymnasium spandeer of ek kan vir 'n uur gaan atletiek oefen en dan is dit klaar. So toe begin ek met atletiek en landloop op skool en toe op universiteit, hele die universiteit deur gehardloop en toe het ek begin tweekamp doen wat nou fietsry hardloop is. En ek was in 2008 was ek wêreldkampioenskap toe as 'n onder 23 vir Suid-Afrika. En dit was nou terwyl ek medies geswat het. Dit was dis nie aanbeveling. Ek het in die oggende hierso 5 uur in die oggend deur Ravensmead op my eie gehardloop en dan hoor ek na die tyd, "Waar sê jy kan nie daar hardloop nie." En ek sê, "Wel, ek het 'n kar gehad as 'n studentie, né? So ek het as ek wil Stellenbosch gaan met ek fietsry. So het my fiets Stellenbosch toe en terug. So in 'n geval toe ek Port Elizabeth toe gaan het ek die Ironman is groot daar. So dit is nogal 'n goeie jaar vir my sport gewees. My fietsry het baie verbeter terwyl ek daar was. En toe gaan werk ek op die bote en toe doen ek vir 6 jaar lank draf so 'n bietjie. Ek het die hele wêreld vol gehardloop. Interessant, ek het Alaska se berge uitgehardloop en Easter Island en Nieu-Seeland, enige plek waar so kom het ek, jy weet, daar was 'n paar mense op die boot, daar was onder andere 'n Sweed wat 'n staff captain was wat nogal 'n goeie atleet, hy lyk soos 'n springkaan, sulke lang bene. In geval so ons het baie saam gehardloop. En so 'n Slovakian ou, so ek het heelwat vriende gemaak op die boot nou wat nou bereid was om so 'n bietjie te oefen. Ja. En toe het ek in Australië gekom en dit was vir my die beste manier om mense te leer ken. Ek het by die landloopklub aangesluit. Toe ek die eerste resies kom, toe sê die vrou vir my, "Ja, so daar's 'n Suid-Afrikaanse koppel wat sy my aan wil bekendstel." En toe sit nou Chantal en JP Maree wat van Kanada af, JP is 'n GP en hulle het van Kanada af hiernatoe getrek en weet ek met hulle vriende gemaak, hulle my onder hulle vlerk geneem en dit was fantasties, ongelooflik. Dit sulke goeie mense en deur sport het ek so baie mense leer ken hierso. En toe het ek hardloopbesering maar opgehou hardloop en net fiets. Nou ry ek net fiets en daar's 'n wêreldreeks vir meesters. En ek is soms nou al te oud om meer so ek neem nou as 'n meester deel en ek was laas jaar Denemarke toe vir padfiets en België toe vir gravel en toe het ek nou hierdie jaar om te kwalifiseer. Daar is 'n event in Australië, maar is 'n bietjie gevaarlik en is elke jaar dieselfde. Dit het ek nou die jaar besluit ek gaan
sommer China toe, dat ek vir volgende jaar se wêreldkampioenskap is in Japan, Ja. dat ek sommer nou kwalifiseer en dit klaar kry. So ek het my spot vir volgende jaar van die Seco in Augustus. Dit is ongelooflik. Ek is baie jammer, dis great. Ek meen, okay, so eerstens, weer eens het community prevail. Net Ja. self daar uitgesit het. En ek op baie van my onderhoude gesels as oor ek het 'n goeie onderhoud oor mental health gedoen met Wanda Voigt in Amerika en sy het deel ook baie met dit en sy het dieselfde gesê, sit jouself uit, join 'n groep, join 'n boekklub, join wat ook al, get connected en daardeur sal jy vriende maak. Nou ek is self baie lief vir hardloop, ek en my vrou, maar besig kinders en so kry ons kan nou nie elke oggend 5 uur opstaan te hardloop nie, maar een van die lekkerste goed vir my om te doen, 5:30 sal ek opstaan en ek sal in die pad val en ek sal net cruise vir 5 kilos en dan terugkom en ek worry nie om een of ander rekord te breek of niks nie. So jy het nou net van China gekom, jy het gesê jy het weer eens verskriklik baie Suid-Afrikaners in China ontmoet. Wat doen hulle? Ja, so interessant. Ek gaan nou vanmiddag braai by Suid-Afrikaners wat Mike Ellis is Cape Malay. Hy is al jare in Sydney. Ek het hulle deur fietsry ontmoet en Jenny en Kingsley was van Griffith af Central Coast toe getrek om so af te kom aftree en hulle ook deur die fietsry ontmoet. En in China het ons is in die restaurant en ek is 'n ekstrovert. Jy weet, luister en ek is oplettend en ons is in 'n takeaway restaurant langs die hotel en ek sien ons ou met 'n Suid-Afrikaanse T-shirt en sy aksent klink baie soos Durban. Toe gaan ek na hom toe sê ek vir Mori, het jy van Suid-Afrika af getravel hiernatoe? Toe sê hy, van nou my kennis. Hy is van Durban. Hy en sy vrou, hy het sy besigheid verkoop in Durban en hulle vir 'n jaar in China gaan travel en sy is onderwyser. Toe COVID gebeur en toe is hulle so halfstak daar en toe sy, omdat daar so baie onderwysers die land verlaat het sy by privaat skool werk gekry. En hy ry fiets. Hy ry professioneel of semi-professioneel vir een van die Chinese spanne as daar 'n ryer tekort is. En sy vrou werk by die privaat skool en hulle is al 7 jaar in China. So lekker met hom gesels en jy weet, as ons moet uitgaan te eet dan kan hy so 'n bietjie Mandarijn praat en translate om seker te maak jy kry nou iets wat jy kan eet. Ja. En ook van die ander ryers is in Dubai. Chris, hy's 'n coach, fietsry coach in Dubai. Hy's Belgies maar in Suid-Afrika groot geword. En hy ken almal wat ek in Dubai ken, toe ek vir hom sê, jy weet, ook sportmense hierdie en daai, sê ja, nee, ek kry sommer met hom fiets en ek ken daai ou so. Is ongelooflik, die wêreld, dit is Suid-Afrikaners, ons is oral en ons ken almal mekaar. En hulle is baie lief vir fietsry, is hulle nie? Ek meen tydens COVID, ek het ons nog steeds aan hardloop, maar ek het vir my 'n Zwift gekoop. Ek het toe nie 'n Zwift nie, 'n Wahoo, ek het hom opgeneem Zwift en ek het daar baie virtual. Daai is 'n lewensredder. Hoorie, dit was ongelooflik. Dat ek het voor daai Dynamo wat ek al voor die TV het, ek die mat papnat gesweet. En ek het 'n Nordic Track treadmill gehad. So ek dink ek het actually Easter Island gehardloop virtually, maar dit tel. Okay. Hoe gaan outomaties, jy weet jy nou hardloop. Maar ja, dis iets wat ek vind dit van Suid-Afrikaners. Veral Suid-Afrikaners wat oorkom, hulle is baie aktief, hulle is baie daar buite en hulle oefen. En jy het gesels so oor Durban, ek lag. Ek het die hele tyd gesê as jy regte Afrikaners ontmoet, kom Perth toe. Dis so ver van die waarheid, want meeste van die Suid-Afrikaners wat ek hier ontmoet so ver is Engels en hulle is van die Engelse gedeeltes van Suid-Afrika, soos Durban onder andere. Ek het meer Afrikaanse mense ontmoet in Brisbane en in Victoria. Maar ek moet sê ek kla nie en daar waar ons mekaar vind, daar kuier ons gesels, ons leer mekaar ken. Op die einde van die dag. Maar die ding is ek soek nie Suid-Afrikaners. Ek soek nie hulle uit nie. Dit is net, jy weet, randomly wat ek op hulle afkom. Hulle kom na jou. Ja. Ja, ons het nou, dis hoekom ek hierdie hoetjie dra, ek bemark bietjie Boddington Afrikaans kuier. Dis nou hier in Perth, die 29ste tot die 1ste of 2de. Dis Bobby van Jaarsveld gaan bietjie kom sing daar. Okay.
Ons gaan ons gaan maar net ek gaan net so 'n bietjie gaan gesels al met die mense, ek kies 'n paar pryse weg. So ek help hulle ook maar promote daar. En dan onder andere promote ek Kersfees. My dogtertjies love Lilo and Stitch, so ek het maar besluit dis nou 'n lekker hemp vir 'n onderhoud. Nee, is dit? Alai, ja. As 'n dokter wat travel het reg oor die wêreld en wat waarskynlik hard gewerk het om te kom waar jy kom. Jy het al die ekstra eksamens en toetse geskryf wat 'n Suid-Afrikaanse dokter moet voltooi om in orde om te praktiseer in Australië. Watse advies sal jy vir ander Suid-Afrikaners gee wat daai selfde journey wil doen en wat hier wil kom werk? Net soos ek weet jy het ons baie advies gegee, so ek sê baie dankie daarvoor, maar soos 'n exiting net 'n paar goed wat hulle in gedagte moet neem en net om vir hulle te herinner om nie hoop te verloor om net om op te gee op die journey nie, want dit is baie moontlik. En ons het gesien met die hoeveelheid Suid-Afrikaanse dokters wat klaar praktiseer hier in Australië. Ja. Wel, een ding wat ek kan sê is ek was die wêreld vol en Australië het as nie een van die beste nie, die beste gesondheidstelsel, publieke gesondheidstelsel in die wêreld. En dit is 'n absolute voorreg om hier te kan werk. En as ek dink hoe ons rondgehardloop in Tygerberg Hospitaal om, jy weet, syringes en naalde en wat ek al te kry om, jy weet, hierso alles is in surplus. As jy enige ding wat jy wil hê, het jy hierso. So dit is ongelooflik om hier te werk. Die ander ding wat ek kan sê is moenie dink jy gaan tot hierso kom en dan gaan jy begin met die eksamens nie. Jy deel 1 met jy klaar gedoen het, dat jy kan hierso kom, dat jy kan begin werk en geld in die bank kry. Want die eerste eksamen is ook nogal duur. Ek dink dit is ook nogal so $3,500. So dit is wel baie geld. En moenie dink jy gaan nie die boeke lees of wat, ek kan nie kry daai eksamen, die question banks en swat hulle op. En gaan die boek deur, maar doen die question banks. Die ander ding is ek het alles tot by my paspoort self gedoen. Yes. So jy het nie nodig om 'n agent te gebruik nie. Jy weet, dit voel vry om dit te doen. Maar dit is moontlik om alles self te doen. Dit was my volgende vraag, want ek en my vrou het op elke keer wat ons ergens gaan, net om te help met die pype ook, het is altyd iemand betrokke gekry om ons te help, maar verder het, ek wil sê ons alles self doen, maar my vrou het alles self gedoen. Ja, so ek het van tot by my, die dag wat ek my paspoort in my hand gehad het, alles self gedoen. So dit is moontlik. En dan, vir die wat nie daai stukkie gevang het vroeër nie, jy het onmiddellik ingeskakel by 'n groep, 'n hardloopgroep, en so het jy koneksie gemaak en vriende gemaak? Ja, sport en kerk is die twee beste plekke om mense met dieselfde mindset, met dieselfde belangstelling, met dieselfde beginsels, was nog altyd vir my 'n wenner, sport en kerk. Ons is nou so 'n paar naweeke terug in die NG Kerk hier in Perth. Dit was is dit 'n NG? Dis 'n Afrikaanse kerk. Maar dit was lekker om weer 'n bietjie te preek in Afrikaans te hoor, maar ons is nou terug in ons Engelse kerk, maar in alself Suid-Afrikaners. Ja. Ag, en die ander ding wat ek kan sê is mense het hierdie idees hulle nou, jy weet, Shane Warne, wat ek al dat Australiërs is kokkie en jy weet hulle ding teen Australiërs. Australiërs is van al die kulture die meeste soos Suid-Afrikaners. Die genuine Aussies is sout van die aarde, goeie mense. Absoluut. So as jy wil mense het wat soek wat jy naaste aan jou kultuur is, nader as die Britte is die Aussies. En dit is 'n ongelooflike voorreg vir my hier om uit te gaan swembad toe, te gaan swem, my karsleutels, my selfoon langs die swembad te los en te vergeet daarvan. Ja. So mense besef nie hoe jou vryheid ingekort word in Suid-Afrika nie. Ek kan 'n skop werk middernag by die hospitaal en 2 kilometer na my kar toe stap en ek kyk nie oor my skouer nie. Presies. En dit is oral in Australië so. Ons het ek weet daar meer noordse kant, Broome en daai plekke is daar 'n bietjie meer crime en so weens klomp redes, maar in Melbourne waar ons gebly het, Sydney waar ek nou al gaan kuier het, in Brisbane waar ons nou al gekuier het, hier in Perth, ons het net nie daai selfde tipe probleme wat jy in Suid-Afrika het nie. En ek sê dit gereeld by onderhoude, it's your God-given right to have safety, to have running water, to have electricity,
al daai goed, dit moet jy kry. En baie Suid-Afrikaners neem dit al vir hulle is dit al normaal. Nee, jy kan nie net loop, dis veilig. Jy kan nie waar jy gaan draf het, wat se tyd van die oggend gaan draf, dit is gevaarlik. Dit moenie wees nie. Ja, hier is jou grootste gevaar as jy op die trails en die goed gaan, is die slange en nie mense nie. Ja, so ek sê en ek staan naby is die land van melkmening. Ek was die pionier in ons familie. Ons is 3 susters en een van die groot redes hoekom ek geëmigreer het is die statistieke sê 1 uit elke 3 vrouens in Suid-Afrika word verkragt en my jonger sussie was amper verkragt in Stellenbosch helder oordag. Toe sy matriekvakansie 'n bietjie werk gedoen het. So ek het van daai tyd af al gesê hier moet ek uit. En ek het teruggekom, my 2 sussies albei veeartse en ek was nogal jaloers dat hulle in Nieu-Seeland ingestap het en niks eksamens nodig gehad om te doen nie. Maar nou sê ek altyd ja, as jy diere het 50% kans dat hulle gaan oorleef is alright. Maar jy kan nie dit vir mense sê nie. So my sussies is albei in Nieu-Seeland nou. En ek is hier so. Nieu-Seeland is ook en selfs op die recruitment system kry ons ook gereeld geleenthede vir Nieu-Seeland. Allei baie. So die laaste ding wat ek wil sê is al is jy alleen, moenie bang wees. Don't be afraid to put yourself out there. Dis moontlik om dit siels alleen te doen en tot hier te kom en as jy hier is sal jy mense kry. Absoluut. Jy sal verseker mense kry om jou te help. Ja, die mense word letterlik gegooi na jou links en regs. Ja, exactly. Okay, genoeg mense. Ja. Allei, baie dankie vir jou tyd. Jy het 'n hele 47 minute afgestaan in oorsee en ons waardeer dit regtig. Ek gaan so 'n bietjie edit. Ek gaan dan sal ek dit waarskynlik vandag nog opkry. Net op daai noot wil ek net ook sê vir die van julle wat nou nog nie die nuwe oorsee app gedownload het nie. Hy is beskikbaar nou op al die app stores vir die van julle wat wil connect met 6789 6789. Dit is hoe baie users daarop is. Dit is nogal funny. Yes, dis indrukwekkend. Ja, as jy wil connect met soveel en dan natuurlik die groep alleen het 80,000 mense. So jy hoef nie noodwendig die app te gebruik nie, maar die app het al die cool features. Onder andere, en jy gaan nou vir my lag, ek het gister 'n nuwe feature gebou op die app en hy is nou klaar live. Wys jou vleis. Dit as jy op jou homescreen is en na jou oranje tab wys jou vleis, jy klik op dit. So hoe dit werk is jy moet 'n foto van jou braai post. Jy kan 1 foto 'n maand post van jou hele setup om te brag. Dan wat gebeur is die mense kan vote. En dan die persoon wat die meeste votes kry vir daai maand wen 'n prys. Onder andere Januarie se prys is 'n Kalahari Kabu biltong maker. So dit is amazing. Dit is so $500 prys. Ek is seker die ouens en die vrouens gaan mal wees oor daai. Maak net seker jy post foto's van jou braai, niks anders nie. Solank jy nie die leeu loop doen. Nee. Hoorie, ouens, Suid-Afrikaners raak simpel hier oor see. Van hulle raak nogal kreatief. Maar ja, ek is heel excited oor die feature. Ek gaan nou 'n aparte announcements doen op dit en ek is seker die ouens gaan dit nogal geniet. Maar baie dankie vir die tyd. Soos ek gevra het vroeër, hang aan vir 'n minuut. Laat hy net gou vinnig al daai technical goed doen in die agtergrond en dan sien ons vir julle op die volgende video. Dankie Steven.